Here, op 'n dag soos hierdie dan sit ons hier met dankbaarheid dat U ons God is, dat U die Almagtige is, dat U ons God is wat U self oor ons ontferm, dat U ons God is wat vir ons by die hand neem en deur hierdie lewensreis saam met ons stap, dat U ons God is wat ook vanoggend hier teenwoordig is. Amen. Broers en susters, julle almal wat aan die Here behoort, genade, barmhartigheid en vrede vir julle. Dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here. Dit word 'n werklikheid in ons lewens deur die kragtige werk van die Heilige Gees. By hierdie Moedersdagdiens is ons tema vanoggend uit 1 Petrus 3 vanaf vers 1 tot 6, die goddelike krag van 'n heilige vrou. Kom ons bid saam. Here, dit is inderdaad U woord wat vir ons lig bring in 'n duister wêreld. Want Here, ons word al hoe meer en meer oorval deur die duisternis met sy bose werke. Ons stoei baie keer om kop bo water te hou en rigting te hou. Maar dankie vir U woord en dankie vir die Heilige Gees wat in ons woon, om ons te help om die reguit pad agter U aan te stap, om in U voetspore te volg. En dan wil ons bid soos elke Sondag, Here, dat U ons asseblief sal verlos van die bose, dat U ons sal bewaar van die Satan en sy bose invloed op ons lewens, sodat ons oë gefestig op U kan hou. Here, U ken al die afdraaipaadjies. U ken alles wat in ons lewens aangaan, in ons gedagtes en ons harte. Maar ons wil bid dat U Gees so beheer sal neem van ons gedagtes, ons harte en ons lewens, dat U daardeur geëer sal word. Ons bid in die naam van Jesus. Amen. Petrus skryf in 1 Petrus 3 vanaf vers 1 as hy sê: Vrouens, julle moet aan julle mans onderdanig wees, as daar van julle is met mans wat nie die woord van God glo nie, en die man sien hoe God vreesend julle is, hoe voorbeeldig julle gedra, sal hulle vir Christus gewen kan word deur die gedrag van hulle vrouens. Dit sal nie eens vir julle nodig wees om 'n woord te sê nie. Julle skoonheid moet nie bestaan in uiterlike dinge soos haarkapsels, juwele en sierlike klere nie. Nee, julle skoonheid moet die van die innerlike mens wees, blywende beskeidenheid en kalmte van gees. Dit het by God groot waarde. In die ou dae het die gelowige vrouens wat op God gehoop het, hulle ook so versier. Hulle was aan hulle mans onderdanig. Sara byvoorbeeld was aan Abraham gehoorsaam en het met eerbied na hom verwys. As julle doen wat goed is en julle nie deur dreigement laat afskrik nie, is julle haar dogters. Tot sover. Ek wil begin deur te sê, maar ek dink julle weet dit al, dat ek het 'n geweldige hoë agting vir vrouens. Kyk, ek het 3 susters, ek het 3 dogters, en ek het spesiaal vandag my troudas aan, net om myself te herinner hoe voorreg ek was om met Shyla te kon trou, dat ek die jackpot te strike het om met haar te trou. Dit is so ter ere van haar vandag. Maar kom ons kom terug hierso by Petrus. Petrus kom en hy trap sommer die intreeslag op vrouens se tone. Wanneer hy begin praat oor 'n vrou se roeping. Want dit is waaroor die eerste gedeelte gaan. En dan trap hy op hulle tone deur te sê, maar vrouens, julle moet aan julle eie mans onderdanig wees. Kyk, as daar nou een woord is wat vrouens baie graag uit die Bybel sal wil haal, dan is dit hierdie woord onderdanig. Jy weet, as jy nou by die troue kom en die dominee lees hierdie gedeelte van Efesiërs hoofstuk 5 en hy sê, vrouens, wees aan julle mans onderdanig. Al kry die mans hierdie salige uitdrukking op hulle gesigte en die vrouens stap so in hulle. Dis nie 'n woord wat lekker afgaan by vrouens nie. En dan sê die vrouens, maar luister, ons is niemand se vloerlap nie. Allerminst 'n man se nou. Hoekom moet ons onderdanig wees? En vrouens kom in opstand en sê, ons kan in die lewe baie dinge net so goed soos die mans doen, indien nie beter nie. En weet julle wat? Ek stem met hulle saam.
Veral die vloerlap gedeelte. En ek kan verstaan hoekom vrouens opstandig word. Want mans verstaan nie altyd die hele begrip van onderdanigheid nie en vrouens ook nie. En daarom hierdie soort van opstandigheid. So ek wil vanoggend begin dit te sê, vir jou roeping as 'n goddelike, heilige vrou om onderdanig te wees, beteken onderdanigheid nie dat jy 'n slaaf in die huis is nie. Dit beteken nie dat jy gedienstig moet wees sonder enige seggenskap in hierdie lewe nie. Dit beteken ook nie dat jy minder werd is as 'n man nie. Dat 'n man jou kan misbruik nie. Dit beteken nie dat jy as vrou geen regte het nie en dat jy net moet spring as die man sê spring en vra hoe hoog. Dit beteken ook nie dat jy geen persoonlikheid mag hê nie, dat jy geen wil van jou eie mag hê nie, dat jy nie reg op jou eie denke, keuses en opinie mag hê nie. Dis nie wat dit beteken nie. En dit beteken ook nie dat jy met alles moet saamstem met jou man ter wille van vrede en sogenaamde onderdanigheid nie. Sien jy nog pen gehad het jy dit mooi alles aangeteken. So, dis nie wat dit is nie. Wat is die regte verstaan van onderdanigheid? En daarvoor moet ons by die begin. En die begin is daarso in Genesis hoofstuk 2 van vers 18, waar God die mens gemaak het en gesê, dit is nie goed dat die mens, dis die man, alleen is nie. Ek sal vir hom 'n helper maak, sy gelyke. Ek sal vir hom 'n helper maak, sy gelyke. Teken dit aan. En nou moet ek vanoggend ook as man dit erken en bely. Weet julle wat? Sonder 'n vrou sou ons useless gewees het. Ons sou dit nie gemaak het in die lewe nie. En God het gesien dat dit is 'n situasie en het sê wag laat ek inspring en vir hierdie man 'n hulp maak en maak vir hom 'n vrou wat sy gelyke is. En dan God kom en hy definieer die rolle van die man en vrou. Hy sê vir die man, jy is die hoof van die vrou, nie om oor haar te heers nie. Nie om oor haar te heers nie, maar om haar in liefde te dien, te lei en beskerm, soos wat julle dikwels dit in die huweliksformulier hoor. Om haar te dien, lief te hê, te lei en te beskerm. Vir die vrouens sê hy, julle rol is om aan julle eie mans, onderdanig te wees, om 'n hulp vir jou man te wees, om hom te help ontwikkel, om die man te word wat God wil hê dat hy moet wees, heilig en Godvreesend, om die rol te vervul wat God aan hom toegesê het. En as hy dit doen op 'n manier wat God bepaal het, as hy haar rol so as heilige vrou vertolk, dan het 'n vrou 'n kragtige invloed, selfs op 'n ongelowige man. Dat wanneer sy so optree, dan begin 'n man iets raak sien van, my vrou is anders as die normale, want ek sien iets van Jesus in haar raak. Ek sien iets van 'n goddelikheid, 'n heiligheid in haar raak. En dit word so aantreklik, dat selfs ongelowige mans daardeur tot bekering kom. Want jou dade dra baie keer meer gewig as jou woorde. 'n Heilige vrou het goddelike krag om deur haar gesindheid en optrede 'n man te help om volkome man te wees. So, wat is hierdie rol van onderdanigheid? Ek het 'n paar woorde probeer bymekaar sit om iets daarvan te verwoord. 'n Vrou is 'n man se hulp, deurdat sy grootste ondersteuner is, sy cheerleader is, sy rigtingwyser is, sy hulp wanneer hy moet keuses maak en hy nie altyd weet wat is reg of verkeerd nie. Sy is sy hulp wanneer sy gebedsgenoot is, wanneer sy hom help en ondersteun met haar wysheid en met haar gawes. Wanneer sy as 'n onderdanige vrou sê, ek wil die beste vir my man hê. Ek wil hom help om die beste weergawe van homself te word. Want ons het mekaar nodig. Want ons man se swakpunte is baie keer
jou vrou se sterkpunte, want teenoorgesteldes trek mekaar aan, en jou vrou se swakpunte is baie keer jou sterkpunte, en saam maak julle hierdie eenheid van 'n geweldige sterk span. Ons het mekaar nodig. En daarom sê Spreuke 18 vers 22, wie 'n geskikte vrou vind, moet haar nie as vanselfsprekend aanvaar nie. Dis 'n teken van die Here se liefde vir jou. Op 'n ander vertaling sê, iemand wat 'n goeie vrou kry, het geluk gevind. Iemand wat 'n goeie vrou kry, het geluk gevind. Het ondersteuner gekry, 'n cheerleader gekry, 'n gebedsgenoot gekry. Iemand wat daar is vir jou. En nou wil ek vanoggend vir ons as mans die volgende sê. As jou vrou onderdanig is, en as dit die rol is wat die Here aan haar toegesê het, beteken dit nie dat jou vrou geen seggenskap in julle verhouding het nie. Dit beteken nie dat sy net moet stil bly en doen wat jy sê nie. Sy moet juis aktief meer doen en help om jou as man te laat groei en te ontwikkel. En dit beteken dat jou vrou baie keer van jou moet verskil. Nie omdat sy wil verskil nie, sy moet verskil om jou te help om op koers te bly en die regte keuses te maak as jy ergens die klits kwyt raak. En daarom, mans, laat ons vrouens se wysheid, se raad en hulp aanvaar. Moenie laat ons hardkoppig en hoogmoedig wees en sê, maar ek weet beter, wat weet sy nou nie. Daar's 'n les te leer uit 1 Samuel hoofstuk 25. Julle sal onthou dat Dawid en sy manskappe, hy het 600 mans by hom gehad omtrent, het weggekry vir Saul. En nou op 'n stadium is hy daar naby 'n man met 'n groot megaboer was, met baie veegoeders, en Dawid se manne het hierdie man Nabal se veewagters opgepas. En dan kom hy op 'n stadium 'n afvaardiging na Nabal toe en sê, luister, ons het so mooi na jou vee en alles gekyk, jou mense kyk, sal jy asseblief vir ons 'n bietjie van jou kos en so meer gee. En wanneer hulle dan by hom aankom, dan jaag hy hulle weg soos vuilgoed en sê, wie die vet is julle, ek ken julle van geen kant af nie, gaan. En Dawid slyp sy swaard, slyp die mes in. 400 man op pad na Nabal toe, 200 man pas hulle goeders op, hulle gaan vir Nabal sy hele gesin uitwis. En wat was sy behoud? Sy vrou. Sy goeie vrou Abigail. Want sy hoorde wat het gebeur. En slim soos wat sy is, laai sy klomp donkies vol eetgoed en drinkgoeders en op pad daar na Dawid toe en sê, Dawid asseblief, ek het 'n man, sy naam beteken, hy is 'n dwaas. En sy optrede is dwaas. En sy ontlont die hele situasie. Hoor hoe beskryf Samuel dit. Die werkers kom by Abigail aan en sê, kyk gerus wat jy gou kan doen, want daar is klaar besluit op 'n manier, dit is Nabal en sy hele huis te straf. En hy is so 'n verkeerde man, dat 'n mens nie met hom daaroor kan praat nie, hardkoppig, hoogmoedig. En dan wanneer Abigail die hele situasie ontlont met haar wysheid, dan sê Dawid vir Abigail in vers 32, geloof sy die Here, die God van Israel, wat jou vandag gestuur het om my te ontmoet. Mag jy geseën word van wie jou insig, en ook omdat jy my vandag verhinder het, om bloed te vergiet en die reg in my eie hand te neem. 'n Goeie vrou, met wysheid en insig. Net jammer, Nabal wou nie luister nie, en op die ouene tref die Here hom dan met 'n struik en 2, en hy kom. Dit baat 'n man om na sy vrou se raad te luister, want ons het nie hierdie almagtige wysheid in pag nie. En dit is hoekom God ons hulp gemaak het, vrouens ons te help om volledig man te wees. En net vanoggend ook 'n stukkie insight information vir julle as vrouens van ons man se kant af. Ons mans lyk baie keer so of ons so sterk en meer is van alles. Maar weet julle wat? Ons sukkel ook baie keer om net 'n man te wees in hierdie wêreld waarin ons leef. Want ons het ook hierdie kompetisie van alle kante af
van druk van die wêreld af om te presteer en te sorg en net bang te wees. En baie keer voel ons as mans ook, ons is hierdie soort van loser, ons is veel minderwaardig, en dan het ons vrouens in ons lewens nodig om ons op te bou en weer soos 'n man te laat voel, ons weer soos 'n ridder op 'n wit perd te laat voel. So ons het julle regtig nodig om regtig man te wees. Maar oor onderdanigheid wil ek ook dit sê. Dis 'n groeiproses. Dis 'n groeiproses. Wanneer mense in 'n verhouding kom, dan skaaf ons mekaar teenoorgestels van mekaar skaaf, wat verskillende agtergronde en 'n man en vrou verskil, en elke selletjie van hulle lyf van mekaar, en die twee moet by mekaar kom om 'n geheel te vind, te word, om 'n eenheid te vorm. En daarom vind daar baie keer in so 'n skaafproses, stryery en gevegte plaas om die rolle te definieer, sodat ons al nader aan mekaar kan kom om die regte eenheid te vind. En daarom sê Efesiërs 5:21, moet ons aan mekaar onderdanig wees. Mans, is dit vir julle nuus? Ons moet aan mekaar onderdanig wees. Ons is net op 'n verskillende manier aan mekaar onderdanig. Efesiërs 5:21, wees uit eerbied vir Christus aan mekaar onderdanig. Ons rolle verskil. Vrouens onderdanig op die manier wat ek julle gesê het. Ons mans is aan ons vrouens onderdanig deur hulle lief te hê soos Christus sy kerk lief gehad het. En soos wat vrouens ook baie keer sukkel in die rol van onderdanigheid, sukkel ons as mans ook baie keer in ons rol om vrouens lief te hê, want ons weet nie altyd hoe nie. Vrouens kan nogal bietjie by tye complicated wees. Maar ek dink is meestal oor onsself sig dat ons sukkel met daai deel. So ek wil vanoggend vir julle sê, ons is dankbaar dat die Here vrouens gemaak het. Ons is dankbaar dat die Here vir ons vrouens gegee het in die lewe. En nou weet ek daar vrouens ook wat dalk 'n vraag of twee vanoggend en sê, maar as ek regtig my rol so ver as moontlik, so goed as moontlik probeer vertolk om vir my man hierdie vrou te wees wat hom op 'n wit perd sit, en my man volg nog steeds sy eie kop en wil nie luister nie, en hy beland in al hierdie moeilikheid, en wanneer 'n man hardkoppig, so hardkoppig is en hy wil luister na die goeie raad van sy vrou nie, en weerstand bied teen die Heilige Gees, dan wil ek vir jou as vrou sê, dis nie op jou nie, dis nie jou skuld nie. As jy jou rol vertolk, die res los jy in God se hande, jy kan nog steeds vir hom bid, en jy moet steeds vir hom bid, en dit jou regte optrede, sorg dat hy iets van Jesus in jou raak sien. So, dis jou rol, cheerleader. Tweedens, 'n heilige vrou se waarde. Hoeveel is jy werd? Rande en sente. Moeilik, né? Hoe bepaal 'n mens dit? Vrouens is baie meer werd as wat hulle self voor krediet gee. Navorsing bewys, vrouens se grootste vraag in die lewe is, am I beautiful? Eldridge in sy boek Love and Respect sê, navorsing bewys, grootste vraag is, am I beautiful? Want julle weet, en dit sê ek nou vir die mans, want vrouens weet dit van self, vrouens kompeteer op sosiale media met alles wat hulle voorgehou word as die ideale vrou. Hulle kompeteer met hierdie modelle wat 1 in 'n miljoen is, wat hierdie perfekte beeld het, die perfekte lyfie het en alles, en met hierdie status simbole waarmee hulle gebombardeer word van name brand klere, die nuutste plastiese chirurgie en sovoorts, en alles wat net maak dat vrouens al hoe meer en meer minderwaardig voel teenoor dit wat hulle opgedis word in sosiale media. En bovenbehalwe dit, kompeteer jy ook nog met jou ouderdom en met jou gene wat jou anders te laat lyk as wat jy graag sou wou lyk. Jy kompeteer met jou tipe lyf en oor jou gesig en alles, en jy voel net ek kan nie lyk soos wat die beeld van die ideale vrou voorgehou word nie. Want
jy voel baie keer dat jou waarde bepaal word deur uiterlike skoonheid, volgens die wêreld se standaard. En daarom probeer vrouens ook kompenseer deur op uiterlike voorkoms te fokus. Die skoonheids- en maarmaakbedryf is die grootste geldmakskemas in die wêreld. Want hulle teer op 'n vrou se gevoel van minderwaardigheid. En soms gebeur dit dat vrouens net opgee, voel hulle kan nooit op standaard wees, hulle voel so minderwaardig dat hulle net alles wat gaan, hulle voorkoms, hulle gesondheid, hulle raak net verslons. Dan steek hulle man en kinders so in die skande. Die kinders voel skaam vir ma, die man voel ek skaam vir my vrou. En dit mag nooit van 'n gelowige, heilige vrou gesê word, dat sy maar net moet laat gaan nie. En ek wil vanoggend vir julle as vrouens in die gemeente sê, elke Sondag as ek kom dan, kyk ek my aan julle, hoe stylvol julle is, versorg julle is. Ek is so trots op hierdie gemeentesvrou, julle is 'n baie goeie advertensie vir ons gemeente, so baie dankie daarvoor. Want dit is hoe die Here wil hê, dat jy moet, ongeag wie en wat jy is, ongeag hoe jy lyk, ongeag wat jou gene en whatever, dat jy die beste doen na jou vermoë. Maar Petrus kom en hy sê, die heilige vrou se ware skoonheid lê nie in uiterlike versiering nie. Hy sê, nee, 'n vrou se eintlike skoonheid kom van binne af. Hoe mooi is dit nie as 'n vrou sag en vriendelik optree nie, of 'n vrou nou oud of jonk is. Hierdie soort mooiheid kan jy nie van haar af wegvat nie. In God se oë is dit die kosbaarste juwele wat 'n vrou kan dra, Boodskap vertaling. Is dit nie pragtig nie? Hoe mooi is dit nie as 'n vrou sag en vriendelik optree nie. Of 'n vrou nou oud of jonk is, hierdie soort mooiheid kan jy nie van haar af wegvat nie. In God se oë is dit die kosbaarste juwele wat 'n vrou kan dra. Weer vir ons mans. Ons vrouens wil voel soos prinsesse, soos 'n koningin behandel word. Hulle wil voel, ons mans verstaan nie altyd daai voeldeel nie. Hulle wil voel dat hulle mooi is en dat hulle mans dink hulle is mooi. En daarom is dit ons plig om hulle te help, om hulle so te laat voel, deur die komplimente wat ons vir hulle gee, deur die manier wat ons hulle op die hande dra vir die liefde en respek wat ons vir ons vrouens toon. En deur haar waarde raak te sien, soos wat God dit raak sien. Haar innerlike skoonheid, haar persoonlikheid, haar emosionele en geestelike en sosiale waarde, haar hulp wat sy vir jou gee as man, die ondersteuning wat sy vir jou gee om regtig man te wees wat God wil hê jy moet wees, haar gebede wat jou dra, haar moederskap. Want op die ou einde is jou vrou op 'n manier die produk van jou handewerk. As 'n vrou afgeskeep voel, as sy voel I'm not beautiful, dan moet die mans vra hoekom. En dieselfde geld natuurlik vir die vrouens, nee, as jou man nie voel soos 'n ridder op 'n wit perd, wat daar is om jou te beskerm teen die hele wêreld nie, dan moet jy ook vra hoekom. Maar ek wil vanoggend vir julle as vrouens sê, sien julleself soos God jou sien, want God bepaal jou waarde. Jy is vir God kosbaar. Jy is nie met goud of silwer gekoop nie, jy is met die bloed van Jesus gekoop. Jy is uitverkies, jy is by die hand uitgesoek, jy is by die naam geroep en God het sê, jy is myne. Jy is verlos en vergewe, jy is in 'n nuwe verhouding met God, sonder vrees, of vir hom te kan sê, my Vader, sonder vrees kind van God te wees. Jy is geliefd tot die dood aan die kruis op Golgotha. Jy is pragtig en mooi en tot in die fynste detail in elke selletjie van jou lyf deur God ontwerp en geskep. En daarom moet jy vanoggend dit glo. Jy is mooi en jy is pragtig, ongeag hoe jy jouself in die spieël sien.
ongeag hoe jy jouself in die spieël beoordeel. Want jou innerlike skoonheid as 'n heilige vrou oortref jou spieelbeeld. En hoe ouer jy word, hoe mooier word jy. Want daardie innerlike skoonheid ontwikkel saam met die ouderdom. Mooi bly mooi, want die mooi wat van binne kom, is ewigdurend. Niemand kan dit vir jou afwegvat nie. Die uiterlike mooiheid, dit vergaan, ons almal word oud. En mense wat so miljoene spandeer om tot die dood toe jong te lyk, weet jy wat? By ons sal net 'n mooi lyk. Dis al. Jou waarde word nie deur emosionele intimidasie van ander vrouens bepaal, wat hulle self as die maatstaf het nie. Jou waarde word nie deur women's lib bepaal, wat jy spot en verkleineer, omdat jy die rol van 'n heilige, onderdanige vrou vertolk nie. Jou waarde word nie eers deur jou man of kinders bepaal, wat jou dalk aldag nie waardeer nie. Dit is God wat jou waarde bepaal. En hy het jou waardevol, mooi, goed, kosbaar gemaak. En miskien voel jy vanoggend, ten spyte van alles wat ek al reeds vir jou gesê het, miskien voel jy vanoggend nog steeds 'n bietjie minderwaardig en dink, weet jy wat, ek kan nie soos hierdie vrouens wees wat Petrus hier beskryf nie. Ek het nie so 'n sagte persoonlikheid nie. Ek kom nie altyd so onderdanig oor nie. Vir baie keer lyk dit vir ander mense of ek op my man se kop sit. Ek maak foute, ek oorskry baie keer my grense, ek is soms opstandig en tree onwys op, wat nou? Nou kom Petrus en hou Sarah voor as 'n voorbeeld van 'n heilige vrou. Wat? Sarah, van alle mense, heilig. Want Sarah was net so vol foute. Sy was net so opstandig. Sy het net so baie verkeerde keuses gemaak met Hagar wat sy vir Abraham gegee het om by kinders te hê. Maar God kyk anders na Sarah as ons as mense. Hy beoordeel haar anders, want hy sien haar hart. Hy sien haar hart raak, dat sy ten spyte van al haar gebreke, ten spyte van al haar foute, die beste vir Abraham wou hê. Net soos wat God jou hart as vrou raak sien. Weet wat in jou hart lewe, in jou gedagtes lewe. God sien, ja, sien al jou foute en alles ook raak. Maar hy sien jou raak as iemand wat hy met die hand uitgekies het. Iemand wat kosbaar is. En daarom niemand van ons, ook nie ons as mans, is sonder foute nie. Nie een van ons kan 'n vinger na mekaar wys nie. Want ons almal is uit genade gered. Nie omdat ons goed is nie omdat ons beter is nie omdat ons sondeloos of sonder foute is nie. Uit genade, ten spyte van wie wat ons is, het God vir ons as mans kom red en vir jou as vrou kom red. Jou waarde word nie bepaal of jy perfek of sondeloos is nie. So ek wil vanoggend afsluit deur te sê, ek is so dankbaar dat die Here ons as mans nie alleen gelos het nie. Dat hy vir ons vrouens gemaak het. En ek wil vir jou vanoggend as man sê, jy moet jou vrou waardeer. Jy moet jou vrou respekteer. Jy moet jou vrou lief hê. Jy moet jou vrou laat voel, she's beautiful. Want sy is dit. En daarom wil ek vanoggend 'n versoekie aan jou rig. Ek wil vra dat jy vanoggend as jy by die huis kom, jou foon uithaal en op jou notepad
goedertjies gaan neerskrywe om te sê, dis hoekom ek my vrou liefhet. Dis hoekom ek my vrou waardeer. Dis hoekom ek respek het vir my vrou. Dis die mooi dinge van my vrou. Wat ek vir haar wil sê, nie wag tot haar begrafnis, dat iemand dit nie voorsê nie. Dat jy dit vandag gaan skrywe en vir jou vrou stuur. Toe sy na 70 geword het, ons kinders vir haar so 'n blaaiboekie gemaak met foto's en 70 redes hoekom ons vir Shaila liefhet. Kinders en kleinkinders. En ek wil hê jy moet vandag dit gaan doen. Iets gaan skrywe, redes hoekom ek my vrou waardeer, liefhet, hoekom sy spesiaal is vir my. Sal julle dit doen? Yes. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan huis toe ook met sy vrede. Want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle bly totdat Jesus weer kom. Amen.